So, dit is die einde van die jaar. Almal is moeg en uitgeput en niemand is meer lus om te gaan werk nie. Almal is net lus om 'n bietjie te gaan rus. En meeste van ons werk regtig met 'n doelwit om net by die vakansie uit te kom, om eintlik net te oorleef. Ons kan eintlik sê dat ons in survival mode is. Maar soos wat ek winkel toe gegaan die laaste ruk en soos wat ek met mense te doen kry, kom ek agter dat die manier hoe hulle optree nie so great is nie. Dis eintlik shocking as ek moet sê. As jy winkel toe gaan, is die mense nie meer vriendelik nie. Die mense wil nie meer hulle werk doen nie. Daar is nie kliëntediens nie. Daar's niks sulke tipe goeders nie. Nou ek wil nie vandag 'n klomp goed daaroor sê nie. Waaroor ek vandag wil praat is oor ons gesindheid. Want die feit is, dit is nie net die mense daar buite wat so optree nie. Baie keer gaan ons ook dalk in daai valstrik trap, want ons is ook moeg en ons is ook uitgeput en ons wil ook sekere goeders hê wat in plek moet val in ons lewens en ons wil ook rus hê. En soos wat ek nou hierdie goeders begin agterkom, kom ek agter dat my gesindheid nie dieselfde kan wees as mense in hierdie wêreld nie. In 1 Korintiërs 10 vers 31 sien ek dat die woord van God vir my sê dat my gesindheid soos Jesus se moet wees. Die manier hoe ek optree, die manier hoe ek goed doen, moet wees soos Jesus sin en dat alles wat ek moet doen, moet eer aan hom bring. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of jy eet of drink of wat ook al jy doen, doen dit tot eer van God. So my vraag vir jou is, in die einde van die jaar, in hierdie tyd waar jy moeg en uitgeput is jy nog steeds besig om dit te doen? Is jy nog steeds besig om God te eer met alles wat jy doen? Met hoe jy jou werk doen, met hoe jy met ander mense praat, met hoe jy sekere goeders aanpak? En as jy nie is nie, wat gaan jy daaromtrent doen? So kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vandag hier te kan saam wees, Here, en om U naam groot te kan maak. Dankie dat ons 'n hartsbegeerte het, Here, om U naam groot te maak en U te eer. En ek bid dat U ons sal bewus maak van die tye wat ons opslip en wat ons dit nie doen nie. Help ons asseblief, Here Jesus, dat ons die regte keuses en besluite in ons lewens sal maak, dat wanneer ons met ander mense te doen kry, wanneer ons selfs net op ons eie is, Here Jesus, help ons dat ons nog steeds U liefde uit sal dra, 'n goeie gesindheid sal hê, 'n goddelike gesindheid sal hê, en dat elke dingetjie wat ons doen, regtig lof en eer aan U sal bring. Ons dankie daarvoor, Here Jesus. Amen.